Goeiedag vriende, ek groet elkeen in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Weer eens Theo hier so vir elkeen wat ingeskakel is op die radio. Sterkte aan elkeen van julle. Mag die Here ook die boodskap skryf op die tafels van die harte, mag hy ag gee op die woord van God. Want vandag bring ek vir julle 'n boodskap van hoop. Dat daar is 'n opstanding uit die dood, omdat Jesus gesê het in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid dan eers saam. Here God, dis my gebed vandag, dat U ons almal sal seën, ons sal behoed en bewaar, ons sal beskerm, ons sal deurdra. En terwyl ons rondom die woord vergader, o Here, dat die ore sal open, die harte sal ontvanklik maak, sodat die woord wat 'n saad is tot redding, om ons lewens te verander, om vir ons hoop te gee, sodat wanneer dit val, Here, dit op vrugbare grond sal val. Vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, liewe broer, liewe suster, kind van God, baie mense vrees die dood. Dit is 'n feit dat soos 'n paal bo water staan. Want dit voel vir baie mense soos die einde. Maar ek en jy, ons as gelowiges, vir ons is die dood nooit die einde nie. Inteendeel, dit is die deurgang na die ewige lewe. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. En sy oorwinning is ook ons oorwinning. Vandag wil ons basies kyk na 3 belangrike waarhede oor die opstanding, en ons wil dit bespreek. Nommer 1, Jesus se opstanding bewys sy oorwinning oor sonde en die dood. Nommer 2, die opstanding bring hoop vir almal wat in Christus glo. Nommer 3, ons sal ook eendag opstaan in 'n nuwe verheerlikte liggaam. Kom ons kyk na punt nommer 1. Jesus se opstanding bewys sy oorwinning oor die dood en die sonde. Die Bybel, vriende, leer ons dat Jesus nie net vir ons sonde gesterf het nie, maar dat hy opgestaan het om die dood te oorwin. Ek gee vir die skrif daar uit 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Hy sê Christus het gesterf. Waarvoor? Vir ons sonde. Waar lees ons dit? Volgens die skrifte. En dat hy begrawe is, maar dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Jesus se opstanding wys dat hy mag het oor die dood. Hy is nie net 'n groot leermeester of 'n profeet nie. Nee, hy is die lewende seun van God, oorwinnaar uit die dood, oorwinnaar oor die dood, redder, verlosser. Waarom is dit vir ons belangrik om die dinge te weet? Wel, vriende, as Jesus nie opgestaan het, sou ons geloof nutteloos wees. So beklemtoon die woord dit vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 17. Maar deur sy opstanding het hy die mag van die dood en sonde gebreek, volgens Romeine 6 vers 9. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat ek en jy nie langer slawe van sonde of vrees vir die dood hoef te wees nie. Nou, vriende en vriendin, die tweede punt is, die opstanding bring hoop vir almal wat in Jesus glo en hom aangeneem het as saligmaker en verlosser. Omdat ons Here Jesus opgestaan het, het ek en jy daardie lewende hoop. 1 Petrus 1 vers 3 is baie duidelik. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons laat wedergebore word, het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Vriende, hierdie hoop beteken dat ons in tye van pyn en lyding, al lê ons op ons laaste met 'n gevreesde siekte, is dit nooit die einde nie. Ons weet dat selfs as ons aardse liggaam sterwe,
ons sal lewe in Christus. Sy belofte in Johannes 14 vers 19 is immers, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Johannes 11:25 tot 26 wil ek weer aanhaal. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy gesterwe. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons in hom die sekerheid het van ewige lewe. Die einde van hierdie aardse liggaam is nie die einde van ons lewe nie. Die derde punt is, ons sal ook opstaan in 'n verheerlikte liggaam, net soos wat Jesus opgestaan het. Jy sien, sy opstanding is die waarborg dat ons eendag sal opstaan. Ongetwyfeld is dit waar. Want ons burgerskap volgens Filippense 3 vers 20 en 21 is in die hemele. Omdat ons gered is, gereinig is met die Vader versoen is. Omdat volgens Johannes 1:12 hy vir ons die mag gegee om kinders van God genoem te word, nadat ons Jesus aangeneem het. So ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander, sodat dit gelykvormig word aan sy verheerlikte liggame. Jou liggaam, my liggaam, mag vandag al swak wees, maar ons sal verheerlik word volgens 1 Korintiërs 15. Gaan lees vers 42 tot 44. Die dood is nie die einde vir God se kinders nie. Inteendeel, dit is die begin van ons ware lewe. As ons gaan kyk na die ware en finale opstanding, dan sien ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep. Hy het mos gesê, hy gaan vir ons 'n plek voor te berei, en hy kom weer om ons te kom haal. Wel, hier sê hy, want die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dit meen hulle wat al reeds klaar is met hierdie aardse liggaam. Hulle gaan opgewek word. En ons, daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, hulle sal 'n verheerlikte liggaam hê, ons sal 'n verheerlikte liggaam hê, en saam sal ons hom in die lig tegemoet gaan, saam met hulle weggevoer word, en so sal ons altyd by die Here wees. Dit is ons hoop. Dit is ons verwagting. Ons kan dit glo, want God is nie manne van mense kan dit net so sê nie waar maak nie. Jesus gaan terugkom, en ons sal vir ewig by hom wees. Maar hoe moet ons op hierdie opstanding regeer? Wat moet ons doen met hierdie kennis wat ons het? Wel, glo in die Here Jesus Christus as jou verlosser en jou Here. Paulus sê daar en Silas sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En as jou familie ook glo, sal hulle ook gered word. Dan sê wat moet ons doen, Romeine 10:9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek word, sal jy gered word. Daarom kom na die Here toe, kom waarlik tot bekering. Vra vir vergifnis van sonde en vra Jesus om jou te red, en hy beloof hy sal in Johannes 6:37. Leef met hoop en vrymoedigheid dan. Ja, heiligmaking na. En moenie langer in vrees lewe nie. Want volgens 2 Timoteus 1:10 het Jesus reeds die dood oorwin. Gaan vertel vir ander van hierdie wonderlike waarheid. Ons opdrag is immers deur Jesus gegee. Matteus 28:19-20, dat ons met disippels gaan maak en die evangelie van verkondig. Gaan uit na alle tale, volke en nasies en maak disippels van hulle en leer hulle. Doop hulle in my naam. Sien vriende, omdat Jesus opgestaan het, het ons niks om te vrees nie. Ons het sekerheid van vergifnis. Ons het 'n lewende hoop en ons het 'n ewige toekoms.
Mag ons hierdie waarheid, mag ons met hierdie waarheid lewe. Mag ons dit met vreugde deel aan ander. Mag ons sielewenners wees, maar eers seker mag ons dit gered. Kom ons kyk en wat sê 1 Korintiërs 15 oor die dood en die opstanding in die laaste dag. Baie duidelik. Hier is een van die mees fundamentele hoofstukke in die Bybel oor die opstanding van die dooies. Paulus skryf om die belangrikheid van Christus se opstanding te beklemtoon en die hoop van gelowiges op hul eie opstanding te bevestig hierdie brief. Die kernpunte oor die dood en die opstanding in die laaste dag is dit. Punt nommer 1. Christus se opstanding is die basis van ons hoop in vers 1 tot 19. So Jesus het gesterwe vir ons sonde, is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrif. Hy verskyn aan baie getuies, insluitende Paulus, ander apostels en 500 mense. So hy het opgestaan. Ons sien dit tot geskrywe in sekulêre skrifte, nie net in die Bybel nie. Sommige in Korinte het wel getwyfel of daar 'n opstanding van die dooies is, maar Paulus antwoord en sê vir hulle. En ek wil hê jy wat miskien twyfel moet luister na my vandag. As daar geen opstanding is nie, is ons geloof te vergeefs en is ons nog in ons sondes. Die tweede punt, die opstanding van die gelowiges, ons lees daarvan in verse 20 tot 34. Christus, vriende, is die eersteling van die opstanding. Sy opstanding waarborg die opstanding van almal wat in hom glo, in jou en in my. En net soos die dood deur Adam in die wêreld gekom het, so bring Christus lewe deur sy opstanding. By sy wederkoms sal almal wat aan hom behoort opgewek word. Paulus wys hoe sinloos die Christelike lewe sou wees as daar geen opstanding was nie. Want dan sou mense net kon sê, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. In vers 35 tot 39 lees ons hoe die opstanding sal wees. Paulus verduidelik dat die liggaam wat opgewek word, anders sal wees as die aardse liggaam. Net soos wat ons 'n saadjie neem, wat in die grond val, en 'n nuwe plant daaruit voortbring. En ons weet dat die saad bly nie saad nie, dit word verander in 'n vruggewende plant. So sal ons liggame ook verander word. Ons aardse liggame is sterflik vandag en verganklik, maar ons opstandingsliggame sal onverganklik en heerlik wees. Miskien moet ek die woord skryf, verheerlik wees. Daar is 'n natuurlike liggaam en 'n geestelike liggaam, 'n aardse liggaam en 'n hemelse liggaam. Die gelowiges sal na die beeld van ons hemelse mens, ons verlosser Jesus Christus, die Seun van God, onse God, verander word. Die vierde punt wat ek met jou wil deel is dit, oor die oorwinning oor die dood. 1 Korintiërs 15, vers 50 tot 58 praat hieroor. Eerstens sê hy flesh and blood in Engelse boek. Vlees en bloed kan die koninkryk van God nie werwe nie. So ons liggame moet verander word. As die Here ons opwek, moet dit verander word voordat dit kan hemel toe gaan. So ons sal sien by die laaste bassein sal die dooies opgewek word. Die lewendiges sal in 'n oogwink verander word. En daardie profesie sal vervul word wat sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? So vriende en vriendin, laat ons, wat wedergebore kinders van God is, wat reeds die ewige lewe het, laat ons in oorwinning lewe, want ons het die ewige lewe. Want God het aan ons die ewige lewe gegee, maar die ewige lewe was in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe, wie die Seun nie het, nie lewe nie.
Jy sien, ons oorwinning is deur Jesus Christus. En daarom moet ons ook volhard in die werk van die Here. Want dit is nie te vergeefs nie. Ander moet dit ook hoor en sodoende kan hulle ook dit beerwe wat ons beerwe het. Die gevolgtrekking van dit alles is dit, vriende. Luister mooi. Christus se opstanding is die fundament van ons geloof. Die opstanding van gelowiges is gewaarborg. Ons sal 'n nuwe en onverganklike liggaam ontvang. By die laaste bassein sal die dood finaal oorwin wees. Broers en susters, ek gee hierdie as 'n mondering vir jou, sodat jy hoop kan hê. Maar ek gee dit ook vir jou as 'n mondering, hierdie boodskap, hierdie waarheid in die woord, sodat jy dit kan gaan gebruik daar buite. Dit kan gaan deel met broers en susters, met familie, met vriende, met elke ander mens, want jy ken die waarheid. En as jy die waarheid ken, kan jy nie stil bly nie. Ons hoop is in die Here. Ons het reeds die ewige lewe. Maar wat van hulle? Jy sien, hierdie boodskap wat ek vir jou gee, bring hoop vir elke gelowige. En dit sê die dood is nie die einde nie, maar 'n deur na die ewige lewe met Christus. Vriende en vriendin, mag die Here Jesus Christus ons seën. Kom ons buig voor die Here. Here Jesus, baie dankie dat U die dode reeds oorwin het, dat U opgestaan het uit die graf, Here. U het opgestaan, en dit is 'n bewys dat U lewe, ook 'n bewys dat ons sal opstaan en dat ons sal lewe. Dankie vir daardie hoop wat ons in U het, Here. Dat ons nie die dood hoef te vrees nie, want U is die opstanding en die lewe, en U belofte is, U sal ons opwek in die laaste dag. Help ons om met hierdie sekerheid te lewe, maar om dit ook met ander te deel. Help ons, Here, om met sekerheid deur die lewe te gaan, en nie in vrees en bewing nie. Ons prys U vir die oorwinning. Ons sien uit na die dag wanneer ons vir ewig by U sal wees. Vul ons met die Gees, lei ons in die waarheid, en help vir ons, Here, om met vrymoedigheid ook die woord uit te dra. Vra dit in U naam, Here. Vriende, kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die Here julle seën en bewaar. Mag sy lig helder oor julle skyn en julle pad verlig. Mag julle sy stem hoor in stil oomblikke en sy krag ervaar in tye van nood. Mag hy julle geloof verdiep, julle harte vul met sy vrede en julle hande sterk maak vir sy werk. Mag julle wandel in sy guns en getuig wees en getuig van sy liefde, sodat die wêreld sy heerlikheid deur julle kan sien en kan hoor. In die naam van Jesus ons verlosser, seën ek julle. Amen. Mag God die seën vriende, sy wil is gesels ons weer. Mooi dag.